Goeiemôre, good morning. Ja, ek wil amper sê, ho, 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 ho. Vandag is die 25ste November. Dit beteken ons nog net 'n maand oor, dan is dit Kersfees. Lekker man, lekker show wat op pad is vandag. But more than that, today we also observe the International Day for the Elimination of Violence Against Women and Children. But we will have a little bit more on that later on in the show. Lekker, dames, het julle 'n natterige aandjie gehad? Hier in die Gauteng, is dit lekker nat? Ja, en vanoggend op pad hiernatoe, die reën is baie swaar, so as jy op die paaie is tans, maak seker jy ry ekstra versigtig en behou 'n veilige volgafstand. As jy op pad is paai toe, jy weet, dis maar die radio wat werk, jy weet, as jy tans op die pad is, nou dink ek, hoe kyk hulle TV op die pad? Maar ons is bly. Maar op pad is na die pad toe. Ja. Gaan ons nou tegnies raak? Nee, glad nie. Ek voel net vanmôre, ek wil nie aan die kort end ry, maar nou. Okay, Pieter. Luister, kom ons kyk. Ja, luister lekker musiek. By radio. Ag ja. Baie welkom by hierdie radio-uitsending vanoggend. Kan ons oor Van my begin? kant af ook, ja. Okay, cool. Hier is waarna jy kan uitsien in vandag se program. Ons het baie. Ons gaan teater toe met die geselskap van die Pinocchio Panto. Arnold gesels met die atletiek afrigter bekend as die champion maker Charmaine de Tooy. Die stigter van Nanuki, Nadia Moman, stel ons voor aan lekkernye wat beter vir jou gesondheid en die omgewing is. En ons leer die meteoroloog agter Suid-Afrika se eerste onafhanklike weerkanaal ken. En dan die sanger Stefan Versaagie gaan sorg vir lekker musiek en gesels. Maar dit alles en nog baie meer net hier op Goeiemôre, good morning. Oggendpraatjies tyd. Let's ask you guys, you order food on the delivery apps? Ja. Ja. Yeah. So there's a whole new story happening now around people who've ordered things that they haven't who've gotten things that they haven't ordered or they haven't been particularly happy with their order. So sê nou jy kry iets wat jy nie bestel het nie of jou bestelling is verkeerd, hoe hanteer jy dit dan? Ek bel dadelik die Ja. mense van die app of die toepassing. Ja. Jy weet, maar daar is niks. Nee, wag, laat ek dit nie so stel nie. Daar's min dinge wat Ja. so aklig is om iets te ontvang wat jy nie bestel het nie. Veral as daar iets spesifiek is waarvoor jy nou lus maak, Ja. jy weet. People are taking that issue, that kind of issue resolution to another level. So when you are upset with your order or you got something that you didn't want, you are often required to upload a supporting photograph to complain on the food delivery apps. But people are now using AI to fake photos of raw or spoiled delivery food in order to scam refund systems on apps like DoorDash and Uber Eats. Viral posts show users editing cooked meals to appear unsafe and then pairing the images with AI written complaints to get credits for free meals. Restaurant owners and drivers are the ones that are actually losing money when these fraudulent refunds go through. As a result, delivery platforms are tightening their automated fraud detection systems, which is causing more legitimate customer complaints to be denied. The rise in AI-enabled refund scams has sparked concern across the industry, with many warning that stricter policies could ultimately hurt honest users as well as the businesses. Ek dink julle weet presies wat ek hiervan dink. Maar sê ons in elk geval. Ja. Hierdie is net vir my, hoekom lieg? Ja. Ja, wat onnodig. Dit is nou net 'n ding van just because I can, I will. Ek kan nou 'n AI foto net fake en sê my kos was nie gaar nie of my kos was af of wat ook al die geval is. And then actually it's the drivers and the restaurant owners, which in a lot of cases are small businesses, that have to pay these delivery apps to have them on the platform. So hulle het in elk geval geld wat hulle bestee om op hierdie apps te wees of wat ook al. En nou vat jy letterlik geld uit hulle monde uit. Ja, wat my verbaas is die moeite. Ja, man. Waar het mean, mense al die tyd moeite vir te soveel gaan. moeite? Just for a free meal and just for either maybe to get your money back or whatever that you didn't actually spend legitimately. Ek weet nie. What comes around goes around. Ja, Hulle dit moet is dit ook ook die net feite van die onthou. ding, nee. Ja. Dit is net vir my, ek voel asof mense net tegnologie gebruik om die hele tyd net sulke loopholes te kry en om die systeem te jippo and to see how far can I push it. And it is fraud. And it's not hurting just the businesses. It's hurting like the owner's confidence and trust in the other people Ja. that use these apps. Sê nou, ek kry nou 'n burger wat nie gaar is nie,
maar dit is regtig 'n legit ding. Ja. And then they're like, niemand no, jou glo sorry, nie. we're not going to give you that because, Ja. glad Ek wil verder as dit gaan en sê hulle gebruik dit nie net nie, hulle misbruik dit. precies. En ons stem nie daarmee saam. Ja, nee. Maar ek het nou net die oplossing vir daardie mense. Hulle moet alleen by 'n restaurant gaan sit. Hoe sal julle voel om nou alleen by 'n restaurantjie te gaan sit, gou ietsie te eet? Ag, is wonderlik. Oh, dit klink vir my hemels. Ja. I love eating by myself. Even me. Absolutely love it. Nee? Ja, ek sit met 'n ou tydskrif of 'n boek en ja, ek geniet dit. Weet jy wat is die positiewe ding daarvan? Jy is dan verseker van die feit dat die geselskap nie vervelig gaan wees nie. Presies. Presies. Okay, dames, hoor net gou hierdie Hey, een. kom die brilletjie. 'n Noedelrestaurant in Jehosu, Suid-Korea het opslag gemaak nadat dit gaste wat alleen wou aansit om te eet toegang geweier het met 'n plakkaat wat nogal ewe lees: ons verkoop nie eensaamheid nie, moet asseblief nie alleen kom nie. Die restaurant bied enkel gaste 4 opsies: betaal vir 2 porsies, eet 2 porsies, bel 'n vriend of kom volgende keer saam met jou vrou. Die voorval wys hoe moeilik dit geraak het vir mense wat alleen in 'n restaurant wil eet, veral in Suid-Korea. Weens stygende voedsel, energie en arbeidskoste verkies baie restaurante om tafels volledig te benut. Kliënte vertel dat hulle dikwels weggekeer word, ondanks beskikbare sitplekke. Restaurante hou vol dat hulle binne hul reg is om gaste te kies en statistieke wys dat slegs sowat 10,5% van Koreaanse eetplekke enkel ete opsies bied. Nee? Kan jy dit nou oorvertel? Ek moet sê, in Europa het ek al gehoor, as 'n restaurant, jy weet baie keer dan sit hulle 3 mense of 2 mense by 'n 4 of 'n 6 plek. In Europa sê hulle, skuif so 'n bietjie op, hier's nog 2 gaste wat hulle kom join, ons maak die tafels vol. Wildvreemde mense wat dan Yep. saam met jou sit en eet. Yep. Ja. Sure. You start a conversation. You know what? I don't know how I feel about this. I get it. Want hulle moet natuurlik hulle restaurante volmaak Ja. and like a 2-top or a 4-top is going to make them more money than just me sitting there reading my magazine and eating my food. Maar hoekom my forceer? Ek kan mos dan nou iewers anders gaan eet. Ja. Ek stem saam met jou. Dalk sit daai bankie dingetjie daar vir enkel mense. As jy net gou op jou eie wil lees, jy weet, soos 'n telefoonhokkie van hout, sit hom net daar in 'n Pieter. cubicle en laat hy eet wat hy wil. Dalk is daar baie mense wat in elk geval eet vir 3 of meer. Hoe sal ons weet? Pita. Ek vra maar net, Nee, maar dit is wat ek doen. As ek by 'n sushi conveyor belt is of iets, dan eet ek vir 3. Hulle sal sê, "Can we get you some more chopsticks?" No, it's just me. Okay, daar's weer dit, maar ek dink dis eintlik maar half ongeskik. Jy moet nooit iemand wegwys nie. Van volgende keer bring jy dalk 'n geselskap van 5 of 6 mense saam met jou. Ek wil net seker maak so jy's een van daai mense wat nie alleen kan sit en Nee, eet ek sal nie alleen nie. Jy sal nie. Hy hou van sy mensies om hom. Ja, ek moet 'n ou geselsie maak. Maar ons Nee, weet daar ook dat sit. jy geselsies kan maak met wildvreemdelinge ook. So weet jy, Inderdaad. jy is So as ek alleen sou uitgaan, dan dink jy gaan ek in elk geval opeindig daar in die partytjie section van die restaurant. Presies. Pieter, you are going to absolutely love it in South Korea. Jy gaan so baie vriende maak. Ek gaan dit op my eie probeer doen of julle sosiale media dingetjie maak. Maar nou ja, voordat ons daarby uitkom, nooi ons gerus om saam met julle aan tafel te sit. Bly ingeskakel, ons kuier net hierna verder.